Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons Woensdae-aande biduur geleentheid. Ons bevind onsself in hierdie week kort na ons Paasnaweek gevier het en op pad na die volgende groot viering en herdenking in ons kerklike tradisie toe, wat bekend staan as Hemelvaart. Ons weet dat na die Here Jesus vir 40 dae lank saam met die disippels tyd spandeer het na sy opstanding en vir hulle dinge vertel het oor die koninkryk van God, is hy ook die hemel in opgeneem. En ons is so in die tweede week, op pad na die derde week toe, van hierdie tyd saam spandeer. Ons weet dat die Here aan hulle dinge vertel het en gewys het, wat sy unieke aard en karakter en wie hy is, as verheerse Here en wie hy is as die Seun van God aan hulle geopenbaar het, wat hulle nie geweet het toe hy nog onder hulle intussen hulle geleef en geleer het voor sy kruisiging en sy opstanding. Ons weet daar is besonderse goed uit Johannes se laaste hoofstukke wat die Here Jesus aan hulle gedeel het. Al die dinge oor die koninkryk van God, sê Johannes vir ons. Ons gaan vanaand kyk na wie Christus dan nou is as die opgestane verheerse Here. Ons gaan kyk na hoe Paulus vir ons beskryf in Filippense 2, dat hy verhoog is, twee betekenisse aan hierdie verhoog is aan die kruis met die doel om te ly, maar ook verhoog is tot sy hemeltroon van waar hy heers. Nou al reeds. En hoe hy as die opgestane Christus aan die regterhand van God sit en bekroon is met heerlikheid en majesteit en mag. So, as ons saam lees vanaand, dan kyk ons na Filippense 2 en ons gaan net vers 9 tot vers 11 lees en so 'n paar gedagtes daar rondom deel en natuurlik ook oor 'n paar gedagtes vanaand ook saam bid. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi, aan die Filippense. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig van wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, Jesus Christus is Here, tot die eer van God die Vader. Net tot sover vanaand. 'n besonderse, eenvoudige, maar weer eens gevulde paar verse waarna ons vanaand kyk. 3 gedagtes spesifiek uit hierdie gedeelte. In die eerste plek, wanneer Paulus hier skryf daarom, dan verwys hy na wat Christus deurgegaan het, wat hy gelei het, wat hy gebring het en waarvoor God hom gestuur het om te kom doen as mens, as verlosser hier op aarde. Met ander woorde, God is die een wat hom verhoog het. Dit is nie 'n per ongelukke gebeurtenis nie. God het hom gestuur met die plan en met die doel as deel van sy groter heilsplan van voor die grondlegging van die aarde af, om te kom ly, om te kom sterf, om die dood te kom oorwin. Hy kom dus nie net as 'n voorbeeld vir ons, hoe ons goed en reg en mooi en volgens die wet van God kan en moet lewe nie. Hy kom leer ons nie net wat liefde is en hoe ons God en ons naaste moet lief hê nie. Hy kom betaal die prys wat op my en jou kop letterlik was oor ons sonde. Hy kom staan vir ons in as die offerlam. God aanvaar dus sy offer. God erken dus sy plaasvervangende rol vir my en vir jou, en die bewys daarvan is dat God hom uit die dood uit opwek. En daarom kan Paulus sê, daarom, omdat Jesus so perfekte plaasvervangende rol vertolk het. Daarom
is hy verhoog. Daarom het God aan hom die naam gegee bo elke naam. Daarom sal elke knie voor sy naam, voor sy gesag, voor sy persoon buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Daarom is dit waar, omdat Jesus dit volbring het. Met ander woorde, as Jesus uitroep aan die kruis, tetelestai, dit is volbring, die werk wat hy kom doen het is vervul, dan erken die Vader in sy opwekking uit die dood uit, ook die Vader voel, dit is volbring. Die tweede gedagte wat ek vanaand uit hierdie gedeelte uit met u wil deel. Aan hom is die naam gegee bo elke naam. Nou, eerste ding wat ons dink hierso is, hy is Jesus, die Christus, die messiaanse verwagte figuur wat die profeseë gaan kom vervul, wat vir ons kom instaan, wat daai plaasvervangende rol kom speel. Hierdie Jesus Christus, die verlosser, die Messias, daai naam. Maar wat Paulus hier bedoel is, die naam wat aan hom gegee is die naam Kurios, is die naam Here. Die naam bo elke naam. En hierdie naam, Here, is dieselfde naam as wat aan God gegee word in die Ou Testament, maar dan na hom verwys word as Here. Jesus kry daardie naam waaraan gesag en mag en goddelikheid gekoppel word. Hy is die meester van alle meesters, die Here van die Here, die koning van die konings. En dit is wat Paulus hier wil sê. Aan hom is daardie Shem, daardie naam gegee. Daai wesenlike identiteit, erkenning gegee. Hy is die koning, hy is die Here. En daar is geen mag en geen gesag en geen Here bo hom nie. Nie die dood nie, nie die mag van enige siekte of sonde nie. Sy gemag, sy mag is sy gesag, sy mag is soewerein. En dit is 'n belangrike gedagte vir ons vanaand. Hierdie naam bo elke naam beteken dat daar is niks, soos Paulus ook stel, in hierdie lewe, op die aarde, in die hemel, onder die aarde, wat meer gesag het as sy gesag nie. Niks gebeur uiteindelik buite sy soewereine wil nie. En daarmee bedoel ons, soos dit ons partymal in die Afrikaans sê, God slaan reguit met 'n kromstok. En baie keer beleef ons dinge en ervaar ons dinge wat ons voel, maar hoe kan dit van God af wees? Net om later daarop terug te kyk en te sien hoe die Here ook sekere situasies in my lewe gebruik en my daardeur vorm tot sy eer. Ons het verlede week ook so 'n bietjie daaroor gesels. Ons moet eintlik gaan soek na hoe die situasie waarin ek tans verkeer gebruik kan word of gebruik word deur die Here om my te vorm en my gemeenskap te vorm en vir my iets van hom te wys as die Here van die Here, as die verlosser, as die een wat lewe en hoop gee. Die derde gedagte, en hier is twee gedagtes so al vervleg in een. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Nou, die gedagte hier is nie so seer gefokus op die gesag, die knieë wat buig en die tonge wat bely nie, maar dit gaan hier oor die elke. Dis 'n universele verklaring. Nou, wanneer ons sê universeel, vir ons as gelowiges, vir ons wat vir die Here lief is, beteken dit ons wil en ons doen vrywilliglik buig die knie en bely sy naam en aanbid hom en dien hom. En wanneer hy terugkeer en wanneer hy in sy volle glorie en heerlikheid gaan verskyn, dan gaan ons vrywilliglik en doen ons nou al reeds die knie buig voor sy gesag, voor sy woord, voor sy wil, voor sy wet. Maar wanneer hy terugkeer en sy glorie, sy koninklikheid geopenbaar word aan almal, gaan nie net ons knieë buig vrywilliglik nie, maar selfs die wat nie wil gehoor gee, nie wil gehoorsaam, nie wil dien, nie wil aanbid nie, selfs hulle
knieë sal buig voor sy gesag en hulle tonge sal moet erken, hy is die Here. Hy is die koning. En daar is niks wat geen mag en geen gesag kan doen om daardie te troef nie. Geliefdes, as ons vandag en vanaand ons hoofde buig en tot hom bid, dan bely ons dit en ons erken dit en ons vra vir hom, Here, omdat U hierdie almagtige, soewereine koning is, hoor ook ons nederige, afhanklike gebede. Ons erken dit in ons belydenis van hom as ons koning. Hy heers oor elke aspek van my lewe en wat in die wêreld rondom my gebeur. Hy is ook die koning en die hoof van sy kerk. 'n universele kerk wat reg oor die wêreld 'n kerk is. Hy is die hoof daarvan. Geen paus of biskop of moderator of noem hom wat hy wil, kan sy hoofskap van hom ontneem nie. Wat hy wil en wat hy sê, dit is waarna ons almal moet soek en hom dien soos wat hy vra en soos wat hy sê hy gedien wil word. Hy is ook die bruidegom wat sy bruid, die kerk, sal reinig en besig is om haar te reinig, sodat hy haar kan kom haal en ons by hom kan wees, in sy teenwoordigheid kan wees, vir ewig en vir altyd, en kan bely, hy is Here. Hy is koning van die konings en Here van die Here. Ek wil afsluit met hierdie gedagte. As ons sê, Jesus is Here, dan beteken dit vir ons, dat dit vanuit 'n plek kom en vanuit 'n posisie kom, ons belydenis van hoop. Maar ons belydenis is nie gefestig op 'n leë hoop nie. Dis nie 'n abstrakte konsep van hoop nie. Hierdie hoop is seker. En die hoop is selfs gefestig, gebou op die fondasie van wat Jesus kom doen het. Hy het kom sterf as die plaasvervanger. Hy het die dood kom oorwin. En daarom hoop ons dat met 'n sekere hoop, dat ook ons sonde, ook ons tekortkominge het hy gedra. Hy het ook daarvoor gesterf. Maar ons hoop ook met 'n sekere hoop, dat omdat hy daarvoor gesterf het, sal ook ek weer lewe. Ons hoop dit, want hy leef self, hy leef nou, en dit noop my om in alles wat ek dink en sê en doen in hierdie lewe, sy eer te soek, omdat hy leef, omdat ek vanuit hierdie nuwe hoop lewe. Ons doen dit in ons lewe so nuut met nuwe hoop, omdat hy regeer. Hy regeer oor elke aspek van my lewe en van wat in die wêreld gebeur. En laastens, ons hoop so seker en so nuut, omdat hy terugkeer, en daarom wil ek hom getrou dien. Ek wil hom getrou dien, want hy kom weer, en hy kom ons haal, as sy bruid, as sy dienaars, en ons hoop, met 'n sekere hoop, dat ook ons sal hoor, welgedaan, goeie en getroue slaaf. Mag dit in hierdie week ons lewensstrewe wees, om te leef met hierdie hoop. Die Here is 'n opgestane Here. Hy het elke mag en gesag van hulle krag ontneem. Hy heers in die hemel en op aarde, en selfs oor alles wat onder die aarde is. Mag dit vir ons troos gee en motiveer om hierdie week voluit te gaan leef. Amen. Ons gaan nou oor 'n paar sake bid, wat ook vanuit hierdie gedeelte na vore kom. Ons bid dat ons in aanbidding en in danksegging
in hierdie week, in hierdie dag, selfs in hierdie uur, sal leef tot sy eer. Ons bely ons tekortkominge en ons ongehoorsaamheid teenoor sy gesag as Here en Koning, en ons vra dat hy ons ook daarvan sal vergewe en sal reinig. Ons bid vir 'n gees van nederigheid. Daarmee bedoel ons dat ons die heeltyd bewus sal wees dat hy die koning is, dat hy die een is wat heers, en dat ons deurlopend sal soek na sy wil vir ons lewens. Ons bid vir persoonlike getrouheid, commitment en toewyding aan die diens waarby ons geroep het, aan sy eer en aan sy heerlikheid. Ons bid vir 'n gemeente en 'n kerk wat verstaan dat dit nie oor ons gaan nie, maar dat dit oor hom gaan. En daarom sal aanhou soek na sy wil en na wat ons besig is om te doen, dit aanhou sal meet teen sy woord. Ons bid vir genesing en vir herstel. Nie net in die grotere sin nie, maar vir individue. Ons het 'n hele klomp name wat ons graag voor die Here wil bring en wil pleit saam met hulle en vir hulle dat die Here genesing sal bring. Ons dink byvoorbeeld aan Tannie Amorlou wat in die week deur 'n operasie is. Ons het gehoor dat daar komplikasies was en daarom vra ons vir die Here dat hy genesing sal bring en herstel sal bring ook daar by haar en dat dit volkome en spoedig sal gebeur. Ons doen ook voorbidding vir die onbekeerdes. Nou, wanneer ons hiervoor bid, dan bid ons spesifiek vir die mense wat onder die klank van die evangelie kom, die woord van die Here hoor, maar nog nie wil bekeer van hulle sonde en tot die diens van die Here wil tree as volgelinge van hom nie. Ons bid vir regerings en vir leiers, dan praat ons van polities gesproke, maar ook binne die kerk, dat die Here die regte leiers sal stuur wat godvreesend leef en godvreesend lei en nie hulle eie eer en rykdom en welstand en heerlikheid sal soek nie, maar syne voor oë sal hou. Ons bid vir die volharding van gelowiges wat in 'n gebroke wêreld baie direk leef. En wanneer ons hiervoor bid, dan vra ons spesifiek vir Christene in Noord-Afrika en Europa en Asië waar daar vervolging van gelowiges is. Mag die Here by hulle wees in hulle tye van lyding en hulle sal aanhou volhard deur die Gees, nie omdat hulle so goed en getrou is nie, maar omdat die eer van die Here daarvan afhang in hulle gevalle. Ons bid natuurlik vir ons sendingaksies, vir Adulam en ons ligdraer projek wat nou gaan afskop. Ons bid dat die Here dit ook sal seën en dat hy by ons sal wees deurgangs en dat die evangelie en sy woord sal versprei en sy koninkryk ook so suurdeeg die wêreld sal ingaan. En dan laastens, soos ons ook gehoor het in die gedeelte vanaand, dat ons sal bid vir die Here se terugkeer. Dat ons sal bid dat die Here gou sal terugkeer en ons sal kom haal om by hom te wees. Paar sake waarvoor ons vanaand gaan bid. Ek gaan vir ons 'n gesamentlike gebed doen en daarna kan ons die sake vir gebed ook weer op die skerm sit en dan kan u daar waar u is ook saam met ons vir hierdie sake bid. Kom ons buig die hoofde. Almagtige God, Hemelvader, Here bovenal, dank ons u vir Jesus, vir die koning wat u vir ons gestuur het. Vir hom wat as Here gekom het en nie net ons sonde op hom kom neem het nie en daarvoor gesterf het nie, maar dat hy vir ons 'n baie duidelike wet gee, manier gee om hom te dien en hom te dank met liefde vir u en liefde vir ons naaste. Ons dank u, Here, dat u woord self in stand hou en dat deur die Gees die woord ons rig en lei en vorm tot die eer na u beeld. Ons vra, Here, wanneer ons
vanaand bid vir diensbaarheid, vir die verspreiding van die evangelie, dat ons sal erken en sal besef dat U die Here van die Here is, dat U dit aan ons sal openbaar, dat U dit aan ons sal wys, dat ons saam met Paulus ook die boodskap kan uitdra van die gekruisigde Here, en dat U eer, die eer van die Vader, soos Paulus dit stel, sal toeneem oor die wêreld. Here, ons vra, vergeef ons sondes, help ons in ons tekortkominge, en vorm ons nog 'n bietjie meer na U beeld, in Jesus se naam. Amen.